En hy het hom van hulle afgesonder omtrent so ver as 'n mens 'n klip kan gooi en neergekniel en gebid en gesê: Vader, as U tog maar hierdie beker van my wil wegneem, laat nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied. En 'n engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. En toe hy in 'n sware stryd kom, het hy met groter inspanning gebid en sy sweet het geword soos bloeddruppels wat op die grond val. Toe staan hy van die gebed op en kom by sy disippels en vind hulle aan die slaap van droefheid. En hy sê vir hulle: Wat slaap julle? Staan op en bid dat julle nie in versoeking kom nie. Net tot sover uit die kosbare woord van die Here. Geliefdes, kom ons sit net so, dan bid ons saam. Here Jesus, wanneer ons nou die woord oop het en ons lees hierdie gedeelte wat terugverwys na U toe, Here, weet ons dan elke woordjie wat hierin opgeteken is nie lekraak daar gestel nie. Ons weet, Here, dat U werk altyd met 'n doel. Here, U werk altyd met 'n plan. En Here Jesus, is dit ons begeerte in hierdie aand dat ons dit sal raak sien. Here Jesus, U het gekom as God, terselfdertyd mens. En Here Jesus, ons vind U hier besig om te bid. En Here Jesus, wanneer U iets gedoen het, enige iets hier op aarde, dan moet ons dit ernstig opneem. En rakende hierdie aspek van gebed, wil ons dit ook vanaand ernstig opneem. En so kom vra ons, Here, dat U asseblief die stuurman van hierdie geleentheid sal wees. Here Jesus, sal U asseblief nou kom oorneem. Sal U asseblief U plek kom inneem tussen spreker en hoorder. En Here Jesus, mag ons U voorbeeld wat ons vanaand hier raak gelees het, mag ons dit raak sien, mag ons dit ons eie maak. En wanneer ons in gebed na U toe gaan, Here, dat ons altyd deur dieper en dieper en dieper met U sal wandel. Dankie Here dat ons dit alles nou by U voete kan kom neerlaat. Want ons geloof en ons vertroue is daarin gerig, soos die woord beloof. U Here wat die goeie werk in ons begin het, Here Jesus, U sê U is ook die een wat dit sal volëindig. En so vra ek in diepe afhanklikheid, laat die woorde van my mond en die oordeenking van my hart welbehaaglik wees voor U, my rots, my verlosser. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word aan die geskenk van God ons hemelse Vader. Dit word ryklik vermenigvuldig in Christus Jesus, sy Seun, deur die kragvolle werk van die Heilige Gees. Amen. So nou op hierdie stadium wil ek die aandag vestig op vers 40. Daai opdrag wat hy daar gee. Toe hy op die plek kom, sê hy vir hulle, hy sê vir sy disippels, bid dat julle nie in versoeking kom nie. 'n Opdrag om te bid. So nou, met dit alles saam het ons nou probeer om hierdie reeks uit te werk met 'n tipe van 'n illustrasie wat ons moontlik vorentoe sal kan onthou, die naalstring. En nou dink ek dat u sal met my saamstem dat wanneer ons kyk na 'n ongebore babatjie daar in die baarmoeder van mamma, dan sal ons kan erken dat 'n naalstring is nie net daar vir 'n versiering nie. Is nie net daar vir die mooiheid nie. Dit simboliseer 'n verbinding, 'n lewenslyn. Deur hierdie naalstring vloei voeding, vloei suurstof en uiteindelik kom lewe en dit vloei ook deur daardie naalstring. En ons kan erken, ons kan enige dokter seker maar vra dat sonder 'n naalstring sal die babatjie nie kan lewe nie. En iets wat merkwaardig is, wat ons ook baie keer na verwys het en oor gepraat het en klem opgelê het,
is die feit dat die babietjie geen beheer het oor die naalstring nie. Die baba verstaan nie die naalstring nie, hy bestuur nie die vloei nie. Die babietjie is maar net daar gekonnekteer aan 'n bron van lewe en word daardeur gevoed. Die babietjie in die baarmoeder leef deur totale afhanklikheid van mamma. En geliefdes, dit bring ons by sekerlik die diepste dimensie van gebed. En dit is die oorgawe. Die oorgawe wat moet plaasvind binne gebed. Baie mense, baie, word grootgemaak in 'n wanpersepsie om te dink dat gebed gaan net oor om te vra, om by die Here te pleit, om die Here te vra vir deurbrake of een of ander tipe verandering. Maar wanneer ons na die skrif kyk en ons kyk mooi daarna, dan moet ons besef dat dit is nie so nie. Dis nie hoekom die Here gebed ingestel het nie. Ek wil weer terug verwys na Romeine hoofstuk 8. Ons het hierdie gedeelte hanteer vers 26, maar ek voeg nou vers 27 by. Net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. En kyk nou mooi, hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. Die klem wat ek wil lê daar, geliefdes, wat ons moet raak sien, die Gees bid, daai laaste gedeelte, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. En geliefdes, hierdie gedeelte wys vir ons, hierdie vers wys vir ons, dat ons gebedslewe, ons kan dit nie beskryf deur enige iets waarin ons beheer het nie. Maar dat gebed die essensie is van ons afhanklikheid na die bron van die lewe. Dis dat Salomo skryf, vertrou op die Here met jou hele hart, steun nie op jou eie insig nie. Steun nie op jou eie plannetjies en jou eie dingetjies en daantjies nie. Steun nie op jou emosies, jou gevoel, dit wat jy dink kan gebeur nie, moenie. Vertrou op die Here met jou hele hart en met jou hele siel. Geliefdes, gebed is nie 'n manier waar ons insig op God kan afdwing nie. Glad en al nie. Dis 'n manier waar ons insig kom neerlê. Ons kom lê ons insig by die voete van die Here neer. En daar is geen plek in die skrif waar hierdie waarheid duideliker is as hier in Getsemane. Nêrens nie. Lukas 22 vers 42. Vader, as U tog maar hierdie beker van my wil wegneem, laat nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied. Geliefdes, ons moet mooi verstaan wat hier aan die gang is, die gebeurtenis wat hier beweeg. Ons vind hierso vir die Here Jesus, die Seun van God, aan die rand van die kruis. En hier sien ons sy ware menslikheid. Hy vrees daardie beker. Hy vrees dit wat op pad is. Hy vrees dit wat hy nou moet deurgaan. En in en deur dit sien ons ware gehoorsaamheid. Hoe dat hy homself onderwerp aan die Here se plan, aan die Here se gedagtes, en nou met dit saam in daai moeilike omstandighede, met daai gehoorsaamheid, kom hy hier en hy kom pleit in ware gebed, in gesprek tot die Vader. Hy bid nie omdat hy twyfel in God nie. Hy bid hier omdat hy homself aan God oorgee. Getsemane wys vir ons dat gebed nie net 'n plek is waar ons moet planne maak nie. Dis die plek waar ons planne uiteindelik moet sterf. Moet klaarmaak. En geliefdes, dis nie 'n koue, harde sterwe nie. Dit is 'n sagte, maar diep buiging
voor die Here in 'n hart wat sê, Here, ek erken dat U weet beter as ek. Dis waarby ons moet uitkom. Net soos daardie babatjie in die moederskoot, nie weet wat môre gaan bring nie, maar rus daar binne in die moeder se liggaam, so behoort elke kind van God te rus in die wil van God. En ons moet onsself eerlik afvra. Wanneer ons kyk na ons gebedstye, wanneer ons kyk na die oomblikke wanneer ons na die Here toe gaan, dan moet ons onsself vra, is ons dan besig om te bid met die gedagte daarin om God te oortuig? Of bid ons om in en deur dit alles onsself aan die Here oor te gee? Dit is 'n groot verskil. Ware gebed eindig nie by Here verander die omstandighede, verander dit nie. Ware gebed, geliefdes, eindig by Here verander my. Kom verander my. En dis presies wat ons hier in Getsemane sien. So die eerste gedagte, geliefdes, wat ek onder die aandag wil bring, is dat oorgawe begin by eerlike gebed. Voordat die Here Jesus daar gesê het, nie my wil nie, sê hy eers, Vader. Hy roep uit tot die Vader. Hy roep uit tot God. En ons moenie dit mislees nie. Dis nie 'n formele gebedsfrase nie. Dis 'n werklike menslike versigtiging. Hier staan die Seun van God voor die volle gewig van goddelike oordeel. Hy staan oomblikke voor die sonde wat hy vir elke liewe mens gaan dra. Hy weet van die verlatendheid wat hy gaan beleef tussen hom en sy Vader. En nou kom vra hy en hy sê, neem dit weg. En hierdie leer ons iets belangriks. En dit is dat gebed, geliefdes, beteken nie emosielose aanvaarding nie. Gebed begin by eerlikheid. Eerlikheid. Kyk wat sê vers 44. Toe hy in 'n sware stryd kom, het hy met groter inspanning gebid en sy sweet het geword soos bloeddruppels wat op die grond val. Nou geliefdes, ek weet nie of u inspanning al beleef het in u lewe nie. Ek onthou die grootste inspanning in my lewe was altyd, soos wat ek voorheen vir julle genoem het, as daai Hyundai bakkie in die straat opgekom het en ek weet my ma het 'n storie aan hom vertel. Daardie inspanning wat jou laat sweet, daardie inspanning wat jou nekhare laat rys. Maar hierdie is iets anderste. Die spanning in die Here Jesus se lewe was so groot, so erg, dat hy naderhand begin bloeddruppels sweet het. 'n Worsteling wat hier diep aan die gang is. Hebreërs 5:7 bevestig dit. Hy wat in die dae van sy vlees gebede en smekinge met sterk geroep en trane aan hom geoffer het, wat hom uit die dode kon red en ook verhoor is uit die angs. Wat ek wil hê jy moet raak sien hier, is dat hierdie is geen oppervlakkige gebedjie nie. Dit was nie net 'n eenmalige vinnige oorgawe nie. Dit was 'n gebed wat deur trane opgestyg het na die Here toe. En met daai angs, met daai bekommernis, met daai vrees wat hy hier in sy hart gekoester het, wat doen hy? Hy bly bid. Hy bly bid. En met dit alles saam moet ons sien dat die Here Jesus bring sy begeerte na die Vader sonder om sy verhouding met God te breek. Hy sê, Vader, selfs in die spanning bly die verhouding staan. Geliefdes, dink vir 'n oomblik net gou weer aan die naaldstring. 'n Baba hou niks terug nie. 'n Babatjie leef in volledige afhanklikheid. Hy probeer niks self regmaak nie. Hy beheer nie die vloei nie, hy ontvang net. En so die kind van die Here ook. Geliefdes, as ons net in ons gebedslewens kan
kan erken en in ons gemoedere dit kan vasmaak, dat 'n eerlike gebed voor die Here is nie rebellie nie, dis afhanklikheid. Heeltemal. Psalm 62 vers 9 sê, vertrou op hom altyd, o volk, stort julle hart uit voor sy aangesig, God is 'n toevlug vir ons. Geliefdes, stort ons nog ons harte waarlik voor die Here oop? Of hou ons daardie dinge om te kan sê, en hier in ons kop te kan bedink dat, weet jy wat, die Here wil nie geplan word met hierdie dingetjies en daaietjies nie. Die Here gaan worry nie oor hierdie ding nie, of daai ding nie. Dis nie waar nie. Ons moet in ons gemoedere eerlik wees met hom, eerlik wees met onsself. Baie dink dat ek mag nie vir die Here sê hoe ek voel nie. As ons Psalm 13 gaan lees, dan sê ons hoe dat Dawid vir die Here vra, hoekom? Hoe lank nog? Habakuk het dieselfde gedoen. En selfs hierdie woorde word uiteindelik toe Dawid later vir die Here gevra het, hoekom het U my verlaat? Dit voel asof U my verlaat het, die Here Jesus self hierdie gedagte geuiter op die kruis. Geliefdes, eerlikheid is nie ongeloof nie. Eerlikheid is 'n geloof wat sukkel, maar is in en deur dit alles 'n geloof wat bly. Daar sit baie mense vanaand wat bid, Here, neem asseblief die kanker van my weg. Here, red my kind. Here, kom herstel my huwelik. Here, haal asseblief hierdie druk van my af. En ons moenie skaam wees om dit te bid nie. Ons moenie skaam wees om ons hartsbegeertes voor hom neer te stort nie. Die Here Jesus bid in sy angs, vra hy, Here God, Vader, neem hierdie beker van my weg. En dan kom die draai, dat dit nie net daar geëindig nie. Ware oorgawe, geliefdes, begin nie deur om ons eie menslike begeertes te onderdruk nie, maar deur om dit alles na die Here te bring, by sy voete te kom neerlê. En geliefdes, as ons nie ons harte kan uitstort voor die Here nie, dan kan jy ook nie jou hart daar voor die Here gaan neerlê nie. Ons kan nie. Gebed word gevaarlik wanneer ons ophou om eerlik te wees met onsself, eerlik te wees voor die Here. Maar gebed word heilig wanneer dit eerlik bly en tog buig. Oorgawe begin nie met u wil nie, geliefdes. 'n Oorgawe begin met Vader. En as ons vandag net kan sê Vader, dan het daardie oorgawe in ons lewens klaar begin. Klaar begin. Die tweede gedagte wat ek onder die aandag wil bring, is dat oorgawe leef in die spanning tussen my wil en u wil. Die swaarste woorde van Lukas hoofstuk 22 is nie die woorde van neem hierdie beker weg nie. Dit is die woord nogtans. Nogtans. Vers 42 sê, Vader, as u tog maar hierdie beker van my wil wegneem, laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. Geliefdes, daardie nogtans is eintlik die plek waar ware gebed gebore word. Dit is die brug tussen begeerte en vertroue, tussen vrees en gehoorsaamheid, tussen 'n menslike wil en 'n goddelike wil. En nou moet ek so bietjie my Grieks gaan afstof, en as ons na die direkte Grieks vertalings kyk, dan staan daar nie my wil nie, maar u sin moet geskied. Dit moet, ten spyte van hoe ek nou voel, Here, ten spyte van die begeerte wat ek het, u wil moet geskied. 'n vasbeslotenheid, 'n bedoeling
om verbonde te bly aan die lewensbron. En wat ook al die lewensbron vir my gee, dit vat ek. En ons moet onthou dat die Here Jesus het 'n werklike menslike wil gehad. Hy was nie 'n robot wat outomaties hier op aarde rondgeloop het nie. En deur dit sien hy ons menslikheid raak. Hy sien ons ware mensheid. En die Here Jesus kom in Getsemane, daar waar hy is, kom plaas hy ten spyte van dit alles, kom plaas hy sy wil ondergeskik aan die wil van God. Nou geliefdes, ek wil ook net kwalifiseer deur om te sê dat 'n oorgawe beteken glad en al nie dat ons geen wil het nie. Maar dit beteken dat my wil is onderwerp aan die Here. In alles wat ek wil hê, in alles wat ek begeer, in alles wat ek vir myself dink, plaas ek nog steeds daardie woorde, nogtans, u wil moet geskied. Dit moet. Dit moet. Toe die Here Jesus daar in Getsemane gestaan het, het hy geweet dat daardie beker beteken oordeel. Hy het geweet dat dit beteken om die sonde las van die wêreld te dra. Hy het geweet, baie goed geweet, dat dit beteken verlatendheid, maar nogtans sê hy, laat u wil geskied. Geliefdes, as 'n oorgawe vir Jesus maklik sou wees, dan sou dit nie sy bloed gekos het nie. Glad en al. Maar wanneer ons nou weer terugkom by die naaldstring, dan weet ons dat die babietjie bepaal nie wanneer hy gebore word nie. Die babietjie bepaal nie hoe die proses verloop nie. Daardie babietjie weet ook of bepaal ook nie wanneer die druk gaan kom en wanneer dit makliker gaan wees en slegter gaan. Die babietjie bepaal niks van dit nie. Geboorte, vra vir enige vrou, kom deur spanning. Is ek reg, dames? Kom deur spanning. Maar na die geboorte bly die verbinding. Die naaldstring breek nie af binne die baarmoeder nie. Hy kom saam met die babatjie uit. En so ook in gebed. Wanneer ons sê u wil, beteken dit glad en al nie dat daar geen spanning gaan wees nie. Dit beteken net dat ons kies 'n verbondenheid aan die Here bo dit wat ek in my gedagtes en hier in my hart koester. En dis waar baie kinders van die Here se struikel vandaan kom. Want ons bid, Here genees. Ons bid, Here red. Here herstel. Here verander. Maar wat as God se wil anderste is as ons wil? Wat as God se gedagtes werklik waar anders is as ons sin? Wat as sy antwoord nie ja is nie? Wat as sy antwoord is dat ons moet wag? Of wat as sy antwoord is my genade is vir jou genoeg? Dis wat oorgawe is. Ten spyte van dit wat ek dink, ten spyte van dit wat ek het, ten spyte van dit wat ek dink die paadjie moet wees, om altyd deur te onthou, sy genade is vir my genoeg. Dink byvoorbeeld aan Paulus. Paulus bid 3 keer na die Here en hy vra vir hom, Here, neem asseblief hierdie doring in my vlees weg. En die Here het nie gekom om die situasie te verander nie. Die Here kom en hy verander Paulus se perspektief. Oorgawe beteken soms dat die situasie bly. En in daardie situasie gaan ons ook bly. Psalm 115 vers 3 sê, terwyl ons God tog in die hemel is, hy doen alles wat hom behaag. Dit is nie 'n harde vers nie. Dit is 'n veilige vers. Dieselfde God wat doen wat hom behaag, dieselfde God het sy seun vir ons gestuur. Dieselfde God het 'n weg oopgemaak deur die kruis van sy seun, dat ons met vrymoedigheid na die troonkamer kan gaan, maar geliefdes, dit kos van my en van jou 'n oorgawe. 'n Oorgawe. En die grootste bedreiging vir ons vrede is nie God se wil nie. Ons grootste bedreiging is die feit dat ons alles wil beheer.
Wanneer ons vasklou aan my wil, geliefdes, dis daar waar ons in angs leef. Maar wanneer ons buig onder die wil van God, dis daar waar ons rus vind. Jesaja 26 vers 3 sê, U sal 'n standvastige gesindheid in volle vrede bewaar, want hulle vertrou op U. Vrede kom nie wanneer dinge uit beheer is nie. Vertroue kom, geliefdes, wanneer ons alles ondergeskik stel aan die wil van die Here. 'n Oorgawe is nie om ons begeertes te ontken nie. Dit is om ons begeerte onder God se wysheid te gaan plaas. Ons mag dalk sê, Here, dis wat ek wil. Maar weer eens moet ons eintlik by die plek kom waar ons vir die Here sê, Here, ek erken U weet beter. En geliefdes, wanneer ons dit kan sê, selfs met trane, het daardie gebed sy werk begin doen. As ons grootste vrees vir oorgawe is baie keer die feit dat waar ons vir onsself dink dat as ek oorgee aan die Here, dan gaan ek iets verloor. As ek oorgee aan die Here, dan gaan God iets by my vat. As ek oorgee aan die Here, dan gaan ek minder word. Maar die evangelie sê vir ons in Johannes 12 vers 24, Voorwaar ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen. Maar as dit sterf, dan dra dit veel vrug. Die koringkorrel sterf, maar eintlik dan begin dit lewe. Dit lyk soos 'n verlies, maar eintlik is daar so baie wat daardeur verkry word. Die Here Jesus het dieselfde gedagte gesê, elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit vind. En ek kom terug by my stelling, wat ek voorheen gemaak het. Ons kan so suksesvol wees in hierdie wêreld, in hierdie lewe, so baie dinge bereik. Maar as ons dit buite die wil van die Here gedoen het, dan het ons nog niks bereik. Dink net, wat kan ons doen binne die krag van die Here, as ons so ver gekom het. Oorgawe klink vreesaanjaend. Klink asof my lewe verby is, dit klink amper soos 'n sterwe. Maar eintlik is dit 'n geboorte. 'n Baba in die moederskoot leef deur die naaldstring, hy beheer niks nie, hy produseer niks nie, hy dra niks nie, hy ontvang. En so is dit geestelik ook. Johannes 15 vers 5. Sonder my kan julle niks doen nie. Wanneer ek oorgee aan die Here, sny ek nie my lewe af nie. Ek heg myself nog vasser aan die lewensbron. 'n Oorgawe aan die Here, 'n oorgawe in gebed is nie selfvernietigend nie. Dit hou ons verbonde aan Christus. En in Lukas 22 buig die Here Jesus onder die spanning van die kruis en hy sê, Here, Vader, nie my wil, laat U wil geskied. En wat gebeur daarna? Hy word nie gespaar nie. Hy word nie verlos van die pad nie. Maar deur daardie oorgawe wat hy aan die Here gemaak het, kom verlossing, kom versoening, kom opstanding, kom ewige lewe. Wat kan die Here deur jou oorgegewe lewe doen? Hoeveel siele kan die Here deur jou oorgegewe lewe bereik? Die Here Jesus verander in hierdie oorgawe aan God, verander hy die hele mensdom se kondisie. Hy verander die stand. Geliefdes, as ons oorgee in gebed, soos wat die Here Jesus hier oorgee in gebed, dan sal die Here ons ook kragtadig gebruik. Ons sal wees soos 'n korrie wat in skoolmetels instap. En mense wat daar vir hom wag, bring asseblief die woord vir ons. Dis wat die Here doen deur 'n oorgegewe lewe in gebed.
As die Here Jesus nie oorgegee het nie, sou daar geen kruis gewees het nie. As daar geen kruis was nie, sou daar geen leë graf gewees het nie. Romeine 8 vers 13 sê, want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe, maar as julle deur die gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Geliefdes, ek wil hê dat jy hierin moet raak sien dat daar baie dinge is wat ons moet doodmaak. Ons moet doodmaak sodat daar lewe kan kom. Dis die patroon van die kruis. En al wat hierdie gesindheid doen is ek bring die kruis na die senterpunt van my lewe toe. Presies soos 'n chirurg. Jy weet daai, ons kry baie keer soos gewasse wat aangroei, gewasse wat kwaadaardig is. En nou moet ons daardie gewasse gaan afsny, né? Dis nie 'n verlies nie. Die feit dat daardie ding weg is, die feit dat die bedreiging weg is eintlik die feit dat ek gered is. En nou kom sê Filippense vir ons so mooi, in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe. Ja, die dood van die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is. Hy moes doodgaan sodat ek en jy kan lewe. Hy moes doodgaan sodat hy nou die middelaar kan wees tussen mens en God. Geliefdes, in 'n oorgawe moet ons ook doodgaan. Ons moet daardie gewasse uitsny, dit uit ons lewe uitkry. Ons moet die pad stap. En daar's 3 dinge wat hier gebeur. Die eerste ding is ons trots sterf. Die tweede ding wat gebeur is ons vrees word ontmasker. En in en deur dit alles word 'n nuwe lewe vir ons begin. Elke kind van die Here moet getuig van 'n dood wat ons in ons lewens dood gegaan het. Paulus getuig dieselfde. Hy sê, ja, Galasiërs 2 vers 20, ek is met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. Paulus sê ek het in myself gesterf sodat Christus deur my kan leef. Dis wat gebeur, geliefdes, wanneer ons in oorgawe na die Here toe gaan. 'n Gesindheid, Here, dit wat moet sterf, sterf. Is fine. 'n Oorgawe mag dalk lyk soos verlies, dit mag dalk lyk soos 'n sterwe, dit mag lyk soos swakheid. Maar in God se ekonomie werk dit bietjie anderste. Daarin sien ons geboorte, ons sien vrug, ons sien opstanding. Ons sien 'n oorvloedige lewe. Die naaldstring van gebed hou ons nie in swakheid nie. Dit verbind ons aan die krag van die opgestane Christus. Hy wat deur ons kom leef. En geliefdes, niemand gaan met my stry wanneer ek sê waar Christus is, daar is daar lewe. Daar's altyd lewe. 'n Oorgawe begin nie altyd by vrede nie. Dit begin by spanning. Dit begin baie keer daar waar my wil met God se wil bots. Dit begin waar ek besef dat ek is nie in beheer nie. Dit begin daar waar ek vir die Here moet sê, Here, nie my wil nie, laat U wil geskied. Geliefdes, wanneer ons kyk na dit alles, dan moet ons ook besef dat wanneer dit nou oorgaan, dan sien ons in dit hoe dat hierdie oorgawe moet my uiteindelik by lewe bring. Dit moet. Dit is nie 'n keuse. En wanneer ons in 'n oorgawe in gebed, in en deur dit alles begin lewe, dan sal daar iets wees wat die Here van ons vra. Daar gaan dingetjies wees wat die Here vir ons vra om af te lê. Die vraag wat ons vandag moet vra is ons bereid? Is ons bereid om daardie goed af te lê?
waarlik bereid om daai chirurg te vertrou, die Here te vertrou, om alles uit te sny wat nie daar behoort te wees nie. Elke liewe ding. En met dit saam moet ons ook vra, wat as die Here my wil gebruik? Wat as die Here my wil gebruik? Die Here het nog nooit 'n siel gered en 'n siel nie gebruik nie. Nog nooit nie. Dis net ons wat passief is ons wat lui is, dis die mens wat nie ingeskakel is by die stem van die Here om te hoor dit wat ons moet doen nie. Julle sal my getuies wees. Soos 'n Corrie wat werk toe gaan met 'n skrifgedeelte in sy kop, 'n week nadat hy gered is, 'n week. As ek vir julle kan sê hoe dit nou lyk daar by skool met ons. Is ons bruikbaar in ons gebed? Wat doen ek vir die Here? Hoe leef ek vir die Here? My geliefdes, in hierdie hele reeks is daar net een ding, as ons alles kan saamvat in een sin, en 'n totale waarheid in ons lewens en ons harte vasmaak. Gebed is nie 'n formule nie. Gebed is nie 'n manier hoe ek God kan impress nie. Die Here Jesus se werk wat hy hier op aarde kom doen het, was nooit goedkoop nie. Daar is 'n diep evangeliese waarheid wat ons altyd deur moet besef. En as daar een besef moet wees wanneer ons in gebed na die Here toe gaan, dan is dit Johannes 15 vers 5. Sonder my kan julle niks doen nie. My geliefdes, ek dink nie dat ons uiteindelik op 'n plek moet kom waar ons die Here moet toets in dit nie. Ek dink nie ons moet op 'n plek kom, geliefdes, waar ons die Here versoek om sy hand van ons lewens weg te trek nie. Ek dink nie ons moet op 'n plek kom waar ons verder uitstel nie. Ons moet op 'n plek kom waar ons bidend op grond van dit wat Jesus gedoen het. Jesus is die instandhouder van gebed, nie ek nie. Sy Gees tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge, sonder my te doen, sonder dat ek hom vra, sonder dat ek enige werking daarin het. Geliefdes, gebed is die naalstring tussen die kind van God en God. Die kind van die Here, op grond van dit alles, moet ek met eerlikheid en met 'n erns kom vra. Hoe lyk jou gebedslewe? Hoe lyk jou gebedslewe? Ons dispuut dit alles wat nou in die wêreld gebeur. Ons kyk na Iran, ons kyk na China, ons kyk na Israel, ons kyk na Amerika. En ek is jammer om te sê dat niks van enige iets in hierdie tyd gaan beter raak nie. Dit gaan nie. Dit gaan erger word. Dit gaan baie erger word. My grootste vrees nou al klaar is die beesprys. Nou met Back and Cloud. Hoe gaan ons steaks koop, julle? Dit gaan 'n krisis wees. Maar weet jy wat, ek kan dit na die Here toe vat. Ek kan my hele toekoms, my hele wese na die Here toe gaan, na die Here toe vat. Ek kan met vrymoedigheid op grond van dit wat Jesus vir my gedoen het, kan ek na God toe gaan en hom vertrou vir dit alles. Ek kan dit doen. Ek kan. Maar ek kan dit net doen as die kanaal tussen my en God gesond is. Ek kan dit net doen, geliefdes, as ek waarlik in verhouding met hom is. Ek kan dit net doen wanneer ek in gebed my afhanklikheid voor hom gaan pleit. Wanneer ek my selfstandigheid daar los. Wanneer ek nie vrees vir klein dingetjies soos wanneer hy stil word nie. Geliefdes, dit gebeur op die hoogtepunt waar ek na hom toe gaan met 'n totale oorgawe. 'n Oorgawe waar ek
eerlik, sonder enig vooraf beradende gedagtetjies hieroor en daaroor, waar ek eerlik, 100% eerlik, so eerlik soos daai dag toe ek vir my vrou gesê het, I do. So eerlik moet ons voor die Here buig en sê, Here, nie my wil nie, U wil moet geskied. Kind van die Here, ek dink die tyd van gebed gaan nou vir ons die nodigste raak in ons geloofslewe vorentoe. Gebed gaan nou ernstig nodig raak wanneer ons kyk hoe ver die tyd al gevorder het op God se kalender. Gebed gaan ernstiger raak, geliefdes, wanneer ons rondom ons kyk en sekere dingetjies wil identifiseer. En die oproep ter afsluiting in hierdie reeks is: maak die kanaal weer skoon. Kom weer terug by die bron. Maak seker dat ek in die regte gesindheid, nie op grond van my prestasie, wie ek is, wat ek doen, wat ek vir die Here gedoen het, niks van daai maak saak nie. Niks nie. Dit gaan alles oor wat hy vir ons klaar gedoen het. Ons kan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan. Geliefdes, uit die diepte van my hart wil ek oproep, laat ons dit doen. Laat ons in hierdie tyd ernstig raak oor gebed. Ernstig raak, geliefdes, oor bidure. Ernstig raak, geliefdes, wanneer daar tyd uitgekoop kan word, wanneer ons as kinders van die Here kan gaan stil word voor ons God. Daar gaan 'n tyd kom, soos wat ek julle vertel het van Tannie Babs. Daar gaan 'n tyd kom wanneer ons gaan terugkyk en gaan spyt wees oor die tyd wat ons gemors het hier op aarde. Veral nie Bybelstudie nie my kennis nie, wat gebed aangaan. Gebed. Geliefdes, mag die genade van die Here wees in hierdie onderwerp, wanneer ons ook so dink aan gebed. Kom ons bid saam. Dierbare Here, aan die einde van dit alles staan ons op 'n kruispad. Ons staan op 'n kruispad, Here, waar ons 'n kosteberekening moet maak. Of ons gaan links, of ons gaan regs. Of ons vertrou op onsself, of ons vertrou op U. Of ons gaan bid, of ons gaan nie. Here Jesus, U is die enigste een wat 'n oortuigingswerk in ons lewens kan doen. U is die enigste een, soos wat die skrif sê, dat dit U Gees is wat in ons werk om te doen na die welbehae van sy wil. Here, sal U asseblief baie duidelik ook vir ons leiding kom gee aangaande hierdie kruispad. Ons sien die wêreld daar buite wat 'n keuse gemaak het. Ons sien die wêreld daar buite wat nie bidend voor U is nie. En dit lyk goed van buite af, ons erken dit, Here. Lyk baie goed. Maar binne is hulle gebroke. Here, ons wil kom bid vir elke liewe kind van God in hierdie aand. Elke liewe een wat getuig dat hulle deur die bloed van die Here Jesus gered is. Dat U asseblief, o Here, weer 'n opgewondenheid sal kweek wat gebed aangaan. Ja, Here, dat ons onsself nie sal skaam vir U nie, maar dat ons in dankbaarheid sal kom buig vir U wat die onderhouder van alles is.
Op grond, Here, van dit wat U vir ons gedoen het. Dit wat U so genadiglik aan ons gee. Here, mag ons dit gebruik. Here Jesus, mag dit uiteindelik strek tot 'n herlewing. Here, wanneer ons bid, Here, nie ons wil nie, maar U wil moet geskied. Dan kan ons nie anders dan as om te bid, Here, vir die wil van die Here aangaande die redding van siele nie. U woord bevestig dit so mooi. Ons kom bid, Here, as gemeente vir 'n laaste oes, 'n herlewing. Ons kom bid, Here, dat mense in menigtes na U toe sal keer. Dat hulle sal besef, Here, dat U is die weg, die waarheid en die lewe. Here, wanneer daardie bassein sal blaas, dat ons met oop arms voor U sal staan. Met geen tyd gemors. Waar ons laag buig aan U voete. Here, sal U asseblief genade gee? Sal U asseblief lei? Nogtans nie ons wil. Here, U wil moet geskied. Amen.